So Paul Kruger het maar positiewe en negatiewe ding bygedra. Goeiedag, ek is Kobie Venter en ek is 'n muntversamelaar al vir 38 jaar. Nou ek het dit by my pa, Dominee Koos Venter in Swaziland het ek dit by hom geleer. Nou hy het al vir jare voor dit het help versamel. So ek het op die uiteinde sy versameling oorgeneem en toe nou weer daarop gebou. In 1892 het Paul Kruger toe nou verkiesing gehad. En hy wil graag die verkiesing wen. En hy laat toe nou vir die eerste keer die munte, die 1892 ZAR stel, die Kruger stel, is toe nou die eerste keer gedruk. Nou, van 1874 van die burgersponde tot 1892 is die goed almal in Duitsland en in Engeland gedruk. Ons het nie 'n muntpers in Suid-Afrika gehad nie. En Paul Kruger het die munte toe laat druk. Hy was baie trots uit vir hom van 'n penny, 'n tikkie, 'n sixpence, 'n shilling, 'n 2 shillings, 'n half kroon en 'n al die munte en selfs 'n half pond en 'n pond het hy in Duitsland laat druk. Nou dit vat hom met 'n skip 6 maande soontoe en 6 maande terug om nou die gedrukte munte hier te kry. En toe hulle nou hier kom, toe is daar nou 'n probleem. Hulle die munte begin uitgee en toe skielik sien die mense op hierdie munt, is daar dubbelskag perdewa. En ons het net ossewaans hier in Suid-Afrika gehad. Toe skielik moes al die munte toe nou teruggevat word en opgesmelt word weer. En teruggestuur word, want die man van Duitsland, genaamd Otto Schultz, het die prentjie gekry daar by hom, en hy sien toe na hierdie wa wat hulle hierso het. Hy ken nie die wa nie, hulle het nie ossewaans daar nie, hulle het net perdewaans daar. En 'n perdewa het 2 skagte en sy voor- en sy agterwiel is ewig groot. Maar en toe verander hy dit na dit toe. Maar ossewa het 'n enkel skag en die agterwiel is groter as die voorwiel. So toe moet die goed nou weer teruggestuur word en as verander word. Paul Kruger het amper die verkiesing verloor in 1892 omdat hulle gesê het hy is in die Engelse se agterhand opgekruip. So omdat hy nou 'n Engelse perdewa in plaas van 'n ossewa toe nou daar gesit het. Maar wat dit toe nou veroorsaak het is, daar het wel 'n paar in sirkulasie gebly. Die enkelskag pond, byvoorbeeld, die enkelskag pond is 100 keer meer werd as die dubbelskag pond. En net so daar's enkelskag en dubbelskag van 1892 al die munte nog beskikbaar in omloop. Maar dit affekteer hulle waarde aansienlik baie. Byvoorbeeld, die dubbelskag kroon is 10 keer meer werd as die enkelskag kroon, maar daar's net so min van hom. So dit was 'n verkiesings verleentheid gewees vir Paul Kruger in 1892. Daar is al heel wat gepraat oor die Kruger miljoene en daar's 'n hele paar video's wat jy ook op YouTube kan sien daaroor, nee. Maar dit is 'n mitologie. Dit is 'n paar mense se drome. Daar's altyd hierdie conspiracy theories. Dis 'n mitologie. Daar was spekulasie geweest dat dit op allerlei plekke begrawe is en dat mense dit oopgegrawe het en so, maar daar is geen geskiedenis van dit nie. Dit het gebeur in dieselfde tyd toe die goeiementsnote gedruk is en die veldpond geslaan is. Die storie was dat daar was goud geweest en goue ponde by die Reservebank in Pretoria. En toe Kruger gehoor het die Engelse is op pad om die spul oor te neem, dieselfde tyd toe die goeiementsnote na Pietersburg toe geskuif het hulle blykbaar 'n klomp goud op 'n trein gelaai en die is toe nou per trein na Nelspruit se kant toe gevat nie, maar daar was nooit enige bewyse daar na die tyd gevind nie. 'n baie ander interessante storie is die foto van Paul Kruger. Ek het op 'n stadium in Oranje gekom en ek het met iemand by die dorpsraad gepraat en toe ek daar sit en ek kyk so op sy muur, toe sien ek 'n foto. Nou, ek sal vir julle die foto wys in die video. Daardie is die foto waarmee al die munte se beslag gemaak is. So dis die oorspronklike foto waarvan al die Kruger munte wat jy nou tot vandag kan sien, dit is die foto waarvan die munte gemaak is. Dit was baie interessant geweest om dit te kry. Toe ek hom gesien het, ek hom dadelik herken.
want omdat ek al so baie met die munte gewerk het. Daar was ook 'n ander paar verhaal van Paul Kruger, wil ons nou oor hom praat. Hy was maar politikus. So Paul Kruger het maar positiewe en negatiewe ding bygedra en hy het ook sy groot vriend was Sammy Marks gewees. En so hulle het private munte ook laat slaan, nou nie vir hulle self nie, dit was nie diefstal of so nie, hulle het net die munt het die Sammy Marks tikkies, die goue Sammy Marks tikkies geslaan onder medewete van Paul Kruger. So Sammy Marks was die hoof van die munt op daai stadium en hy het allerlei goeders maar gedoen want hy's vriende met Paul Kruger gewees. Hulle verkoop soveel as hy ongesirkuleerd is soveel miljoene aan stuk rond verkoop. Hy's net so groot soos 'n tekkie, so hy's omtrent 'n tiende van ons